Goeiedag vriende, gegroet is elkeen in die wondernaam van Jesus. Hierheen so Theo hierop. 'n Vriend en vriendin, jammer as my stem so 'n bietjie anders te klink, maar ek het so 'n bietjie van 'n bors wat nie lekker is. Ek het die hele Pinkster gaan hou en seker maar een aand in die oggend gepreek en in die aande gepreek en seker een aand wat die koue my 'n bietjie gekry het en nou so ek so 'n bietjie en ek wil 'n bietjie my bors spaar, so ek sien nie baie hard praat nie, want ek moet nou môre nog 2 dienste gaan hou. Maar God seën nie, God behoed nie, God bewaar nie, God beskerm nie. En ons gaan vandag met die so 'n bietjie gesels oor die tema God die Vader. Nou kom ons voor ons verder gaan ons eers saam bid, my vriende. Onse Vader wat in die hemel is, Here onse God, ons nader U met dankbare harte. Ons roep U aan as ons hemelse Vader. Ja, heilig, goed, getrou, vol liefde, vol genade. Ja, Here, U is onbaatsigtig in alles wat U doen. In 'n wêreld waar baie aardse vaders faal en afwesig is U die een wat nooit ooit verander nie. Ons gebed is, o Here, spreek dan nou met ons harte deur U woord. En laat elkeen van ons vandag iets van U Vaderhart ervaar, in sagtheid, in waarheid en krag. In Jesus naam bid ons dit met danksegging. Amen. My liewe broer, my liewe suster, baie mense het 'n verwronge beeld van hun Vader. Hulle sien die Vader altyd as streng, afsydig, selfs afwesig. Ander het 'n wonderlike herinnering aan 'n liefdevolle pa. Maar of jy die ervaring het wat goed is of sleg was, as ons kyk na die Bybel, wys dit vir ons dat God die volmaakte God is. Daarom gaan ons ook dan kyk na wat sê die skrif oor God as Vader. Hoe behandel God ons as kinders? Hoe kan ons as aardse vaders en ouers of kinders op hom vertrou? Wel vriende, ons kan op hom vertrou eerstens omdat hy 'n omgee Vader is. God is 'n Vader wat omgee. Hy het ons omgee Papa met respek gesê. Soos Psalm 103 vers 13 sê, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Nou vriende, die beeld van 'n vader wat sy kind op sy skoot neem of beskerm as gevaar dreig, dis die beeld wat ek kry van God ons Vader. Want hy is nie 'n afsydige, afwesige, ver af Papa nie. Nee, hy is betrokke. Hy is die een wat omgee, wat saam voel. En hierdie dinge leer ek maar uit die Bybel uit. Daarom moet ons die Bybel studeer. Jakobus 1:17 sê, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo, let wel van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Onse God is 'n liefdevolle God. Ja, is van hom af wat die Heilige Gees namens Jesus die vrug van die Gees aan ons gee. God is nie beierig nie. Hy verander nie soos mense nie. Hy bly goed. Miskien het jy afwesig of selfs seermaak vader gehad of steeds het jy so een. Maar weet jy, God herstel daardie verwonding. Ja, hy maak heel, hy genees. Hy sit nie net 'n ou pleistertjie op nie. En hy is die een wat by jou bly en by jou staan. En hy is 'n God wat vergewe. As ons kyk na Lukas 15 vers 11 tot 32, en ons lees daar van die verlore seun, dan sien ons, toe die seun terugkom, hardloop die pa.
Die pa hardloop die seun tegemoet, toe hy nog ver was. Geen verwyte, absoluut geen straflys nie, net versoening, omhelsing, herstel. Vergewensgesindheid is deel van hom. Die Vader in die storie is 'n beeld van God, so onverstaanbare genade. Miskien is jy iemand wat al weggedwaal het. Jou hemelse Vader wag nie met 'n vuis nie, maar met oop arms. Sy woord is, kom huis toe. Kom net soos jy is. Kom net huis toe. Jy sien, God is 'n Vader wat gee altyd wat ons nodig het. Soos Psalm 68 vers 21, hy sê hy is 'n God van voorsieninge. Ons lees ook in Matteus 7 vers 9 tot 11. Hy sê, wie van julle sal vir sy kind 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang as hy 'n vis vra? As julle dan wat sleg is weet om goeie dinge aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is goeie dinge gee aan die wat hom vra. My broer en my suster, hoe gereeld bid jy en vra? Hoe gereeld bid jy en aanbid God? Hoe gereeld sê jy dankie vir dit wat God gee? Jy sien, God gee nie net wat ons wil hê nie, maar hy gee wat ons regtig nodig het. Want hy is die alwetende, die alwyse God, en hy gee ook op die regte tyd. Soos Paulus daar skryf in Romeine 8 vers 15 en 16, hy sê, maar julle het die Heilige Gees, die Gees van aanneming ontvang, waardeur ons kan uitroep, Abba Vader. Abba beteken natuurlik papa. Dit beteken daar is 'n intieme verhouding. Dis hoe naby ons aan ons God kan kom. Ja, jy mag God jou Abba noem. Nie net Here of Skepper, maar ook Vader. Soos 'n kind kan jy met vertroue by hom instap, en jy kan tot by God kom. Ja, die voorhang sal het geskeur toe hy sy eie seun gestuur het om vir ons te sterf. Romeine 5:8 sê, God bewys sy liefde aan ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hoe lyk God in my lewe? Of kom ons vra liewer die vraag aan die vaders. En ons sê, jy is geroep om God se liefdevolle vaderhart te weerspieël. Maar weet jy wat? Nie een van ons is perfek nie, maar ons moet nogtans eg optree. My vriende, jou woorde en optrede vorm jou kinders se beeld van God. Vir kinders en volwassenes. Ja, God wil jou lei, onderrig, jou troos, jou versorg, jou deurdra, jou vertroetel en jou lief hê. En jy, my broer, my suster, my jongmaat, my vriend, my vriendin, jy kan God vertrou. Al verstaan jy nie altyd sy weë nie. God is 'n God van verlossinge. My broer, my suster, baie keer is dit so dat kinders nie na God toe wil kom nie, omdat ons as vaders so onvolmaak, so ongenaakbaar, so liefdeloos is, so afwesig is, so hard is teenoor hulle, so onvergewensgesind. Dis nie hoe God wil hê ons moet wees nie. Nee, hy wil hê ons moet die gesindheid openbaar en dra, wat Jesus openbaar en gedra het. So sê Filippense 2 vers 15, ons moet vol liefde wees, vol genade, lankmoedig, sagmoedig, vol vrede, vriendelik, geduldig en altyd met selfbeheersing optree. Ons moet ons kinders vergewe
Want hulle is nog nie volmaak op dieselfde plek as waar ons is nie. Hulle is nog onvolwasse. Ons moet hulle leer hoe om reg op te tree. Ek en jy moet besef dat hulle is nie op dieselfde vlakke, geestelik of liggaamlik is ons nie. Hulle maak nog baie foute. Hulle is nog jonk, maar hulle kyk na ons. Wanneer ons na ons kinders kyk, dan moet ons kyk deur oë van liefde. Ons oë moet vir hulle sê, ek gee om vir jou, ek het jou lief, maak nie saak wat jou foute is nie, ek sal daar wees vir jou, ek het ook foute gemaak, daarom, ek het geleer uit myne, maar ek wil jou leer dat jy nie dieselfde foute maak nie. Ons moet met ons kinders, soos ons met die Vader, moet ons 'n absolute vertrouens, liefdevolle, omgee verhouding hê. 'n Verhouding waarby ons elke dag daar vir hulle is. As ons kyk ter afsluiting na ons Vader, dan sien ons hy is liefdevol, hy is deur en deur goed, hy is volmaak, hy is vrygewig, hy is getrou, vergewensgesind. Ja, Hebreërs 13:5, hy sal ons nooit begewe of verlaat nie. Hy is altyd naby. Nou, broer, suster, my vriend, so wil God ook hê ons moet wees. En u wat die manne is, manne, of jy 'n vader is of nie, elkeen van ons het 'n behoefte om 'n vader te hê, wat ons verstaan, wat ons dra en vergewe en lei. En weet jy wat? God is daardie Vader. Kom ons sluit af, dan maak ons oë toe en ons dan bid vir God. Abba Vader, wie kan lief hê soos U? Daar is niemand soos U nie. Ons kom sê dankie dat U nie soos mense is nie. U is heilig, U is regverdig, U is liefdevol en getrou. U weet wat ons nodig het, en dit nog voordat ons vra. Ons kom dan met dankbare harte voor U. Ons sê dankie vir U genade, U vergifnis en U teenwoordigheid, U versorging. Ja, Here, ons kom vra, help ons om U Vaderhart te leer ken, en help elke vader hier om iets van U aan hulle gesinne te wys. Here, waar daar wonde is van gebroke verhoudings, kom genees dit met U vaderliefde. In Jesus naam vra ons dit met danksegging. Amen. My liewe vriend, my liewe vriendin, as dit God se wil is, dan gaan ons weer gesels. Mag die Here jou ook deurdra in die tyd. Let op die woord van God. Lees die woord van God. Studeer die woord van God. Maak seker dat jy is in 'n verhouding met God. Nie godsdienstig nie, want godsdienst kan jy nie red nie, maar gered, gereinig deur die bloed van Jesus, gevul met die Gees van God, sodat jy ook die karakter van Jesus kan ontvang, wanneer die Heilige Gees jou wederbarend verander. Laat hom toe om in jou te lewe, vir jou te lewe, sodat jy 'n lewe kan lei wat God sal behaag. Die Bybel sê in elk geval, Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Heilige Gees. Hoekom? Want die woord van God sê vir ons kan nie op onsself staat maak nie, want bedrieglik bo alle dinge is die hart van die mens. Ons as mens, ons moet op God staat maak. Ons moet gered word deur Jesus, want ons is almal gebore in sonde en ongeregtigheid, op pad na 'n letterlike hel. Ons is besig nog om die vlees te bevredig, en daarom is ons nie hierdie volmaakte Vader nie, want ons is mos vol van onsself, vol van sonde, begeertes om sonde te doen. Nou vriende, wat die Here wil hê is dit, hy sê nader tot God en hy sal tot jou nader. Jesus sê in Johannes 6 vers 37, elkeen wat na my toe kom, sal ek red. Weet jy wat? Dit kos jou niks nie. Dit kos maar net om te sê, Here,
vergewe my, ek is 'n sondaar mens. Ek glo dat U vir my gesterf in die kruis van Golgotha, dat U opgestaan het uit die dood, op die derde dag het U opgevaar het na die hemel, U sit in die regterhand van die Vader, en U Gees het my oortuig van my sondige toestand. Ek vra U, red my en reinig my, en so sal Jesus vir jou red. Hy sal jou reinig van alle sonde, van alle ongeregtigheid, en die Vader wat in die hemel is, sal jou regverdig verklaar. Jou naam sal geskryf word in die boek van die lewe, en jy sal gereken word as kind van God volgens Johannes 1:12. En weet jy wat? Die Gees van God sal in jou kom woon, en jou help om te verander, om meer soos Jesus te wees, om meer 'n volmaakte vader te wees. Maar moeders, dieselfde met U. Die Here wil hê, U moet 'n Spreuke 31:10 vrou wees. Maar omdat U ook soos ons mans gebore is in sonde, moet jy dieselfde doen as wat ons gedoen het. Daarom wil die Here, hy sê, kom nou dat ons die saak uitmaak. Hy sê, al is jou sonde soos skarlaken, ek sal dit wit was soos wol. Ek wil vir u vra, broers, susters, of jy nou man of vrou is, bid saam met my vandag. En ons doen 'n sondagsgebed en vra die Here om jou te red. Kom ons bid saam. Here God, ons het die evangelie gehoor vandag. Daarom kom ek na u toe. Sit jou naam in, ek Theo, wat ook al jou naam is. Here, ek weet ek is gebore in sonde, ek is vol ongeregtigheid, ek lewe verkeerd, ek doen verkeerd, ek sondig. Ek kan myself nie red nie, maar ek glo dat u seun gestuur is deur u, en u die liefde aan my bewys, deur hom te stuur, om my sonde op hom te neem, en vir my te sterf. Maar ek erken dat Jesus vir my gesterf het, maar dat hy ook opgestaan het uit die dood, dat hy lewe, en dat hy nou sit aan die regterhand. En u Gees was deur hom gestuur, om ons te oortuig, my te oortuig. Daarom vra ek, Here Jesus, red my, was my met die bloed, reinig my, en versoen my met die Vader, sodat ek kind van God kan wees. Vader, ek vra hier, neem my aan as die kind, vul my met die Gees, en dra my deur. Ek dank U dat ek nou gered is, omdat ek weet, die woord sê, as ek dit doen wat ek gedoen het, sal ek gered word. Dankie daarvoor, Here. Bereik die goddelike doel in my lewe, verander my en gebruik my ook as instrument. Help my ook om 'n kerk te kry, waar Jesus verkondig word, hy as die gekruisigde, opgestaande, lewende Jesus. Ek vra dit in sy naam met danksegging. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees seën bly met die elkeen, tot ons weer praat. Mooi dag.